In vandag se lesie gaan ons net gou weer die berekenings met getalle hersien, al die werkies wat julle in graad 8 gedoen het. Die eerste waarna ons gaan kyk is optel en aftrek. Onthou, optel en aftrek is inverse bewerkings van mekaar. Met ander woorde, dit wil beteken as ek 'n getalletjie het soos 3 en ek gaan tel 5 by, maar ek trek nou weer 5 af, dan gaan my antwoord mos 3 bly. Met ander woorde, as ek dieselfde getalletjie aftrek as wat ek bygetel het, dan bly my oorspronklike getal presies dieselfde. Optel praat ons ook van is die som van, en aftrek, as julle mos nou onthou, aftrek beteken die verskil van. Maal en deel kan ons sê is ook inverse bewerkings van mekaar. Met ander woorde, dit is as ons 'n getalletjie het, byvoorbeeld 4, en ons maal die getal met 6, maar ons deel daai selfde getal ook weer 6, dan bly ons antwoord 4. Met ander woorde, as ons met dieselfde getal maal en deel, bly ons oorspronklike getal dieselfde. Maal is die produk van en deel is die kwosiënt van. Dan is dit nou baie belangrik dat ons net gou weer gaan kyk na al die eienskappe wat ons geleer het in graad 8. Die eerste eienskap wat ons geleer het, is ons kommutatiewe eienskap. Wie kan nog onthou wat die kommutatiewe eienskap behels? Dis reg, die kommutatiewe eienskap kan ons nou sê vir enige twee rasionale getalle, soos wat ons nou geleer het in graad 8, het ons nou in graad 9 mos nou met rasionale getalle begin werk. So ons kan sê die kommutatiewe eienskap is wanneer ons mos optel, maak dit nie saak in watter volgorde ons optel nie. A plus B gaan gelyk wees aan B plus A. Of net so met die vermenigvuldiging van twee getalle kan ek sê A maal B is gelyk aan B maal A. Wat baie belangrik is hierdie kommutatiewe eienskap geld net vir optel en vermenigvuldig. Die tweede eienskap wat ons na gekyk het in graad 8 was ons assosiatiewe eienskap. Wie kan nou weer onthou wat sê ons assosiatiewe eienskap? Ons assosiatiewe eienskap sê mos nou weer vir ons wanneer ons enige 3 rasionale getalle het. As ons het A plus B plus C, dan kan ons eers A plus B saamgroepeer en dit gaan vir ons dieselfde antwoord gee as wat ons B plus C saamgegroepeer het. En net so met die vermenigvuldiging gaan dit ook vir ons werk as ons het A maal B maal C, as ons eers A en B met mekaar vermenigvuldig en dan met C vermenigvuldig, gaan ons dieselfde antwoord kry as wat ons eers B met C gaan vermenigvuldig en dan daarna ons antwoord met A. Met ander woorde, dit is die assosiatiewe eienskap en baie belangrik, dit geld ook slegs vir plus en maal, vir optel en vermenigvuldig. Net soos die kommutatiewe eienskap.
geld slegs vir plus en vermenigvuldig, vir plus en maal. Goed, ons derde eienskapie waarna ons gaan kyk is ons distributiewe eienskap. En as julle mooi onthou, het julle in graad 8 geleer, die distributiewe eienskap is om aan elkeen ietsie te gee. En dit geld ook vir enige rasionale getalle. Ons distributiewe eienskap beteken ons moet aan elkeen uitdeel of dit distribute. As ons het A maal met B plus C, dan is dit eintlik dieselfde skryfwyse as vir A maal met my hakkie van B plus C, en volgens ons distributiewe eienskap beteken dit elkeen moet van hierdie kry. Met ander woorde, ons gaan sê A maal met B is AB, en dan kan ons ook sê A maal met C gaan vir my gee, 'n plus maal 'n plus is 'n plus, AC. En net so kan ons met 'n minus hakkie werk. A maal met B minus C, sê vir my dis die kort skryfwyse van A maal met B minus C, en dit beteken ek moet die A maal met die B, en A maal met B gee vir my AB, en net so moet ek die A maal met die minus C, en 'n plus maal 'n min is 'n min, en 'n A maal met C gee vir my AC. Dit is dan ons distributiewe eienskap wat toegepas kan word vir enige rasionale getalle. Die vierde eienskap waarna ons gou kyk is ons inverse eienskap. Onthou, ons inverse eienskap is byvoorbeeld vir optel, is dit A plus minus A. Met ander woorde, die negatiewe getalletjie van die getal wat ek het, as ek hulle bymekaar tel, gaan ek 'n antwoord kry van 0. En hierdie A is 'n element van heelgetalle. As ek ook het A maal met sy omgekeerde 1 op A, gaan ek 'n antwoord kry van 1. Die inverse eienskap beteken dus, as ek sy negatiewe 1 by hom tel, kry ek 'n antwoord van 0. As ek hom maal met sy omgekeerde, dan kry ek 'n antwoord van 1. Dan kyk ons nou net weer na ons identiteitseienskap. Identiteitseienskap sê vir my getalletjie moet sy identiteit behou. Met ander woorde, hy moenie verander nie. So, vir A, om A te bly, as ons iets by hom tel, moet ons 0 by hom tel, en A plus 0 gee vir my nog weer 'n antwoord van A. Dit beteken 0 is die identiteitselement vir optel, want A behou sy identiteit. As ons gaan kyk na vermenigvuldig, vir A om A te bly, as ons hom met iets vermenigvuldig, moet ons hom vermenigvuldig met 1. A maal met 1 is A. Daarom kan ek sê 1 is die identiteitselement vir vermenigvuldig. Uit al hierdie is nog belangrike goed wat ons moet onthou. As ons het A maal met 0, enige iets maal met 0 gaan vir my 'n antwoord gee van 0. Nog 'n belangrike ding wat ons moet onthou, as ons deel deur 0, is dit altyd ongedefinieerd. Met ander woorde, enige getal gedeel deur 0 gaan vir ons 'n ongedefinieerde antwoord gee. Die belangrike ding wat julle nou moet onthou ook verder met hierdie getalle is ons volgorde van bewerkings. Ons volgorde van bewerkings, en dit het julle ook mos al geleer as BODMAS. Onthou, dit is altyd eerste volgorde van bewerking is altyd jou hakkies. Jou tweede volgorde van bewerking is van.
Jou derde ene is maal en deel. Maal en deel het dieselfde rangorde, met ander woorde, as jy maal en deel in een som het, dan werk jy van links en regs, tensy daar hakies is. Jou vierde bewerking is altyd dan plus en minus, optel en aftrek. En onthou, jou optel en aftrek is ook dieselfde rangorde, so as daar nie hakies is nie, dan gaan jy van links na regs werk. Kom ons doen net gou 'n paar voorbeeldsommetjies en dan gee ek vir julle 'n bietjie huiswerk om net hierdie eienskappe weer in te oefen. As ons kyk na 6, maal met in hakies, 'n half plus 'n derde, dan kan ons uit al ons gegevens wat ons het, ons nou kyk as ons volgorde van bewerkings toepas, dan gaan ons eers ons hakies uitwerk, en ons hakies, as ons breuke bymekaar moet tel, moet ons mos die KGV kry. En die KGV van 2 en 3 is 6. Kom ons kyk net weer, as ek nou 'n KGV het van 6, waarmee moet ek die 2 vermenigvuldig om by die 6 uit te kom? Ek moet hom vermenigvuldig met 3, maar wat ek bo doen, moet ek onder doen. Met ander woorde, ek gaan daar kry 3/6. Plus, waarmee moet ek die 2 vermenigvuldig? Ek moet hom die 3 vermenigvuldig met 'n 2kie wat ek bo doen, moet ek onder doen, en dit gee met ander woorde vir my 2/6. Dit gee dus vir my 6 maal met 5 op 6. En onthou, hierdie is so goed of dit staan as 6 op 1 maal met 5 op 6. Met ander woorde, ons maal met sy omgekeerde, en ons het gesê, as ons 'n getal maal met sy omgekeerde, is dit sy identiteitseienskap of inverse eienskap, en dit gee vir my 'n antwoord van 5. As ons met ons distributiewe eienskap gewerk het, het ons gehad 6 maal met 'n half plus 'n derde in hakies. As ons met ons distributiewe eienskap werk, wat ons ook kan doen, dan kan ons gaan sê, dit moet wees 6 maal met 'n half. Kan ek skryf as 6 op 1 maal met 'n half. Plus, en dan my volgende enetjie wat ek moet doen, is om weer die 6 te vermenigvuldig met 'n derde. Plus 6 op 1 maal met 1 op 3. 6 maal 'n half gee vir my 'n antwoord van 3, plus 6 maal 'n derde gee vir my 'n antwoord van 2, en dit gee ook vir my 'n antwoord van 5. So dit is die ander metode wat ons kon toegepas het. As ons kyk na nog 'n voorbeeld, dan het ons hierso 'n half maal met 18 plus 36. As ons hakies eers uitwerk, kry ons dit is 'n half van 54. En 'n half van 54 gee vir my 'n antwoord van 27. Of as ons met ons distributiewe eienskap werk, het ek 'n half maal met 18 plus 36. Dan gaan ek nou eers sê 'n half maal met 18. 'n half maal met 18 gee vir my 'n antwoord van 9. Die volgende enetjie wat ek moet vermenigvuldig is dan 'n half maal met 36. As ek 'n half vermenigvuldig met 36, kry ek 'n antwoord van 18. En 9 plus 18 gee ook vir my 'n antwoord van 27. As ons nou kyk na ons derde voorbeeld, kan ons byvoorbeeld sê 'n 8ste
maal met 2 maal met 8. As ons mooi kyk, kan ons sien, ek het 'n 8ste maal met 2 op 1 maal met 8 op 1. Want as hy nie daar staan nie, is dit so goed soos 'n spook 1, so ek kan net 2 skryf as 2 op 1 en die 8 skryf as 8 op 1. Dan kan ek mos nou hier mooi sien, ek het 'n inverse eienskap. Met ander woorde, as ek die inverses met mekaar vermenigvuldig, gaan ek 'n antwoord kry van 1. So 'n 8ste maal met 8 op 1 gaan vir my 1 gee en hierdie finale antwoord van my is 2. Julle kan nou hierdie huiswerksommetjies gou doen, net om weer hierdie basiese eienskappe van getalle in te oefen, voordat ons met die volgende les kan aangaan. Geniet julle huiswerkies.